Wees bly, dogters van Sion, jou koning het uit die graf opgestaan. Hy het die dood self oorwin. Jy kan gaan kyk in die graf en self sien, dit is leeg. Johannes 20, vers 11 tot 18. Maria het buite die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe 2 engele met wit klere aan, wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. Een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Here weggeneem, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en Jesus daar sien staan. Maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gemeen dat dit die tuinwerker is en het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedra het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Gaan na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus se disippels gaan oordra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Op die 8ste dag van die lydensweek het die vrouens by die graf aangekom en gevind dat die klip weggerol is. Jesus se liggaam was weg. 'n Engel het aan hulle verskyn met die goeie nuus, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Maria het eers gedink iemand het die liggaam gesteel, totdat Jesus self van haar verskyn het. Sy het hom eers nie herken nie, sy het gedink hy is die tuinier. Sy was die een wat hy gekies het om eerste aan te verskyn. En sy was die een wat hy gestuur het met die boodskap, gaan vertel die disippels dat ek leef. Petrus en Johannes het dadelik na die graf gehardloop. Al wat hulle gekry het was 'n leë graf en netjies opgevoude doeke. Ek wonder dikwels of dit die oomblik was toe hulle besef het dat alles wat Jesus hulle die hele tyd geleer het, die waarheid was. Vandag vier ons die opstanding van Jesus, die dag toe hy die dood oorwin het. En net soos hy die dood oorwin het, kan jy en ek dit ook doen. Deur hom te volg, deur hom te kies, deur deel van hom te word, sal jy vir ewig lewe. Die dood het nie die laaste woord oor jou lewe nie. Ek kan my net indink hoe Maria en die disippels daardie dag moes gevoel het. Die oggend het dalk begin met hartseer en trane, maar dit was nie lank nie en daarna was gejuig en gejubel, want die koning van konings leef. Hy het die oorlog gewen. En op hierdie wonderlike dag moet ons dieselfde doen. Lig jou hande op na die hemel, laat blydskap jou hart vul en sê, dankie Vader, dankie vir die plan wat U gehad het, dankie vir die prys wat U seun moes betaal het, vir 'n sondaar soos ek. Dankie Jesus vir U liefde.